U luister na 'n preek wat gepreek is by Stilbaai Baptiste Kerk in Stilbaai, Suid-Afrika. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webblad by stilbaibaptist.co.za. Mag u geseën word deur God se woord vandag. Here, dis met groot ernstigheid wat ons u woord wil bring, Here. Ek weet die grootte daarvan om namens u te kom praat, Here. En dis nie my woorde en ek wil nie vandag my woorde of my gedagtes of my opinies hoor nie, Here. Ons is hier omdat ons u stem wil hoor, Here, omdat ons u woord wil hoor waar u deur die Gees met ons praat. Here, dankie vir u lig, dankie vir u woord, dankie dat ons nie in die duister hoef te tas nie. En so Here, help ons om nie net te hoor nie, maar te verstaan en dit te lewe. Here, dat ons lewens sal getuig van wie u is en van wat u gesê het en met daardie uitsien na die dag wanneer u weer kom. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan aan met die preek van laas keer wat ons nou oor die wegraping gepraat het en so die ding is, die wegraping het nie gebeur nie. 'n Deel van my is nie verbaas nie, gebaseer op wat ons verlede week gesê het, dat as mens na die woord kyk en waar God sê niemand weet nie en al daardie dinge, so dit het my nie verbaas nie, maar 'n deel van my is baie hartseer. Dink net hoe wonderlik dit sou gewees het. Dink net hoe al die dinge van hierdie wêreld, al die moeilike dinge, en so die een deel van my is regtig hartseer dat nie gebeur het nie, maar soos een van die jong mense Dinsdag by ons jongmens Bybelstudie gesê het, hy is net so bly dat hy nog kans het om met sy vriende te gesels. Hy is bly dat dit nog nie gebeur het nie, dat hy nog vir sy vriende van Jesus kan vertel. So, maar hier is ons nou en ten spyte van baie mense, nou praat ek nie net van 1 of 2 of 3 nie, honderde, duisende mense wat gesê het, God het vir my gesê dit gaan gebeur. Daar op TikTok was daar 26,000 video's met hierdie tag gewees. Jesus het vir my gesê, Jesus het vir my 'n droom gegee, Jesus het vir my gesê, definitief. En toe dit nie gebeur nie. En dis 'n groot probleem. Ons moenie net hierdie sommer vinnig onder die mat invee nie. Ons kan nie maar net sê, maar hierdie mense se bedoelings was goed nie. Ons kan nie maar net sê, wel dit lyk asof daar mense gered is as gevolg hiervan nie. Ons kan nie net sê dat mense daar ten minste nou wakker geskrik nie. Want vir mense om te sê, hulle praat namens God, wanneer God nie gepraat het nie, is volgens die Bybel baie, baie ernstig. Vir iemand om te sê, Jesus het vir my gesê, en hy het nie, is baie ernstig. Ek gaan vir julle 'n paar verse wys, want ek wil nie vandag my opinies hierso preek nie. Die eerste ene, maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te sê, wat ek hom nie beveel het om te sê nie, of wat in die naam van ander gode praat, daardie profeet moet sterf. En as jy jouself so afvra, hoe sal ons weet watter woorde het die Here nie gesê nie? As dit wat 'n profeet in die naam van die Here sê, nie gebeur nie, en daar kom niks van nie, dan is dit woorde wat die Here nie gespreek het nie. In vermetelheid het die profeet dit gesê, jy mag nie vir hom bang wees nie. Nou daai bang, daar is ook dalk respek. Jy hoef nie vir hom respek te hê nie. Volgende een is Jeremia, daar gaan ek een te ver. Jeremia 23, lyk my knoppie werk weer. Jeremia 23 vers 16. So sê die Here, heerser oor alle magte, moenie luister na die woorde van die profete wat hulle vir julle profeteer nie. Hulle gee julle vals hoop, visioene uit hulle eie hart verkondig hulle, uit die mond van die Here kom dit nie. Esegiel 13 sê, mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat besig is om te profeteer. Sê vir die profete wat uit hulle eie harte praat, hoor die woord van die Here. So sê my Heer, die Here, wee die dwaase profete wat hulle eie gees volg, maar niks gesien het nie. Hulle visioene is vals, 'n leuenagtige voorspelling. Hulle wat telkens sê, dit is die uitspraak van die Here. Die Here het hulle egter nie gestuur nie. En dan wag hulle nog dat die woord vervul sal word. Daarom so sê my Heer die Here, omdat julle valse uitsprake maak en bedrieglike visioene sien,
Daarom is ek nou teen julle. Dit is die uitspraak van my Heer, die Here. Om te sê, God het vir my gesê, terwyl God dit nie gesê het nie, is baie ernstig. Nie een keer in hierdie teks sê dit, maar hulle bedoelings was goed nie. Hulle wou net vir julle hoop gee, ouens. Nie een keer, maar dis sulke nice ouens nie. Ons kan nie dat emosie ons hierdeur lei nie. Ons kan net dat die woord ons hierdeur lei. En so dit bring ons nou by die onderwerp van vandag wat sê, valse profete en wat om met hulle te doen. Weer is nie wat ek wil met hulle doen nie, wat die Bybel sê, ons met hulle moet doen. Nou jy dink dalk is maklik, dit gaan 'n vinnige preek wees, want ons het nou net gelees, hulle moet doodgaan. So ons almal kan nou klippe optel, en die TikTok lyne gaan volg, en hierdie ouens kry, en hulle net met klippe begin gooi. Nie so vinnig nie, dit is ou verbond hantering van profete, dis nie nuwe verbond hantering van profete nie. Ons lewe nie meer in daai verbond nie. So die eerste vraag wat ons wil vra is, wat is 'n vals profeet? En gebaseer op al hierdie verse wat ons nou na gekyk het, is 'n vals profeet iemand wat gesê het, God het gesê, terwyl God nie gesê het nie. So maklik is dit. Iemand wat sê, God het gesê, as God nie gesê het nie, dis 'n vals profeet. So Joshua Malakela, wat hierdie hele ding begin het op die video's livestream gesê, I'm 1 billion% sure that Jesus is going to come. Nou, eerstens verstaan hy nie wiskunde nie, en tweedens is hy verkeerd. Hy het gesê, ek het vir Jesus gesien, en Jesus het dit vir my gesê. Hy's 'n vals profeet. Dani Botha, ek het na sy video's gaan kyk, veral sy onderhoud met Isak Du Plessis. Sy video die week voor die tyd het hy gesê, Jesus het vir my vertel, Jesus het vir my gesê, toe het Jesus vir my gesê, ek kom die kerk haal 23-24 Desember. Toe sê die Here vir my, gaan sê dit vir jou mense, gaan sê dit vir jou volk, en ek sê vir julle in die naam van Jesus Christus, ons gaan die Here sien, 23-24. En wat gebeur toe donderdag, toe dit nou alles verby is? Dani het nie 'n les geleer nie. Dani glo nog steeds dat die Here met hom gepraat het. Besef julle wat Dani sê? Dani sê, Jesus het vir my gejok. Hy sê, Jesus, nee, ek het van die Here gehoor, die Here het hierdie dinge vir my gesê. So hy impliseer, Jesus het gejok. Nou Dani is ook baie van, ek wil nie vandag op Dani pik nie, maar Dani is 'n vals profeet. Dani is maklik om te sê, maar ek's nie 'n vals profeet nie, want my hart is in die regte plek. Ek probeer mense red. Dis nie die definisie van 'n vals profeet nie. 'n Vals profeet kan 'n baie goeie Christen wees. 'n Vals profeet kan iemand wees wat die regte bedoelings het. Die definisie is, as jy sê God het gesê en hy het nie gesê nie, dan is jy 'n vals profeet. Dit maak nie saak wat jou motief was nie. Maak nie saak wat jou karakter of jou bedoeling of die liefde vir die Here is nie, want daar's geen twyfel in my dat Dani Botha lief is vir die Here nie. Daar's geen twyfel in my dat Dani Botha so uitsien na die koms van die Here nie. Daar's geen twyfel in my dat Dani Botha sy bedoelings reg was nie. Maar Dani Botha het gesê, Jesus het gesê, toe Jesus nie gesê het nie. So die volgende vraag nou is, wat doen ons dan met die valse profete? Ou verbond, stenig hulle. So ons kan baie bly wees dat die Hebrew Roots Movement nie reg is nie, want anders het ons nou groot probleme gehad. Daardie wette van die Ou Testament is nie meer van toepassing nie. So wat vind ons in die Nuwe Testament? Daar's 'n soortgelyke erns oor valse profete. Maar, en hierdie is radikaal belangrik om te verstaan, dit lyk vir my in die Nuwe Testament is daar 2 tipe valse profete. Die eerste tipe is die ouens wie se bedoelings boos is. Hulle weet wat hulle doen is verkeerd. Ons het nou in ons reeks deur 1 Timoteus met baie van hulle te doen gekry, maar hier is byvoorbeeld in Petrus waar dit sê, in 2 Petrus 2 vers 1 sê hy, daar was egter ook valse profete onder die volk, soos daar ook onder julle valse leraars sal wees, wat vernietigende kettery sal insmokkel. Kettery is vals lering. En selfs die Here wat hulle vrygekoop het verloon, so bewerk hulle skielik ondergang vir hulle self.
So die eerste groep valse profete is die mense wat se doel is om mense weg te vat van Jesus af. Dis hulle doel. Hulle weet wat hulle doen. Die Bybel is baie duidelik. Wys hulle uit, vermy hulle, moet niks met hulle te doen hê nie. Maar lyk my daar's 'n tweede tipe valse profeet. Daar's 'n tipe valse profeet waar die mense se bedoelings reg is, maar hulle is net self mislei. Dis mense wat regtig dink dat hulle van die Here gehoor het en wat regtig goeie bedoelings het, maar dis nie wat gebeur het nie. En ons gaan 'n teks saam lees. As jy jou Bybel het, kan jy oopmaak by 1 Korintiërs 14 van vers 27 tot 30. Wat van sê, wat doen ons met hierdie valse profete? Mense wat nie met evil intentions gekom het nie. Mense wat nie die kerk probeer weglei nie. Mense wat regtig lief is vir die Here, wat regtig mense na die Here toe wil lei, maar wat valse profete is. Want hulle sê die Here het gesê toe hulle nie gesê het nie. En so as ek klaar gebid het, gaan Neil net vir ons kom lees. So kom ons bid net gou saam. Ja Here, ek wil regtig bid Here dat ons emosies en ons persoonlikheidstipe en ons samelewing en ons wêreldbeskouing, dat geen van hierdie dinge beïnvloed hoe ons hierdie situasie hanteer nie, maar slegs U woord. Here, ons wil van U hoor wat om te doen om U kerk suiwer te hou. Ons wil van U hoor wat om te doen om U gehoorsaam te wees. Here, ons wil van U hoor wat om te doen dat hierdie vals boodskappe nie uitgaan nie. En dat die ware kerk se stem duideliker word. Here, so help ons. Geef ons die woord, geef ons die leiding. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Wanneer iemand in 'n taal spreek, laat dit verkieslik net 2 of 3 sprekers wees, om die beurt, en laat iemand dit uitlê. Maar as daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, laat hy in die gemeente swyg. Laat hy met homself en met God praat. Laat 2 of 3 profete praat, en ander dit sorgvuldig beoordeel. Indien 'n openbaring gemaak is aan een van die ander wat daar sit, laat die vorige spreker swyg. Die eerste deel het ek eintlik net vir jou daar gesit om die konteks te wys, want hy is besig om te gawes van die Gees saamwerk. So die gawe van tale werk altyd saam met die gawe van uitleg. Die een kan nie sonder die ander een in die kerk funksioneer nie. So vers 27 sê, wanneer iemand in 'n taal spreek, laat dit verkieslik net 2 of 3 sprekers wees, 'n preek vir 'n ander dag, om die beurt en laat iemand dit uitlê. Maar as daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, laat hy in die gemeente swyg. Laat hy met homself en met God praat. So die patroon is hierso, in die konteks van die kerk, een persoon praat, een of meer persone interpreteer, en indien daar nie interpretasie is nie, dan moet dit nie in die kerk gebeur nie. Nou, die model vir profesie vat dan dieselfde model aan. Vers 29 sê, laat 2 of 3 profete praat, en die ander dit sorgvuldig beoordeel. So dieselfde patroon. Iemand gee die profesie, en iemand doen die onderskeiding. Die gawe van profesie werk met die gawe van onderskeiding. Een persoon praat, een persoon weeg dit op. En hierdie is seker die mees radikaalste ding wat jy kan verstaan. As jy hierdie verstaan, dan sou jy dadelik nie vir Dani Botha hulle geluister het nie. En veral nie vir meneer Malakela, wat klink of hy meer boos is met sy bedoelings nie. In die nuwe verbond is daar geen self-aangestelde profete nie. In die nuwe verbond is daar geen persoon wat kom sê, ek is 'n profeet, julle moet vir my luister nie. In die nuwe verbond staan iemand op en hy sê, ek dink dis wat die Here sê, en die ander persone weeg dit op. Die kerk besluit of iemand 'n profesie gegee het, nie die profeet nie. Wat het met al hierdie mense gebeur? Die oomblik toe die kerk met hulle begin praat en sê, Joshua, julle is verkeerd, Dani, julle is verkeerd, toe word die ouens met die onderskeiding afgedruk en sê, julle is ketters, julle het bose geeste, julle wil nie die wil van God hê nie, julle is spotters. As hulle hierdie vers verstaan het, dan sou ons nie eers hierdie preek nodig gehad het vandag. So vers 30 dan sê, indien 'n openbaring gemaak is aan een van die ander wat daar sit, laat die vorige spreker swyg.
Sommige dink dit beteken, een ou het 'n profesie, en dan spring 'n ander op en hy het 'n profesie, en dan spring 'n ander op en hy het 'n profesie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê nie as een ou 'n profesie het en 'n ander ou kry 'n profesie nie. Dit sê as een ou 'n profesie het en 'n ander persoon kry 'n openbaring. Dis die gawe van onderskeiding. So, wat gebeur is, een persoon staan op en sê, ek dink die Here sê dit, en iemand anders dan sê, nee, want dit pas nie in by die woord nie. Jesus sê, hy gaan die 23ste kom. Nee. Jesus sê, ons gaan nie weet nie. Jesus, ja, maar onthou as hy sê, ons ken nie die dag of die uur nie, dis 'n idioom wat die Jode gebruik om te verwys na die fees van trompette. Nee, glad nie, daar's geen bewys van nog ooit in die geskiedenis dat dit daarvoor gebruik is nie. Dis iets wat in 2020s begin gebruik is. So, dis die gawe van onderskeiding om na iemand se stem te luister en te sê, jy praat nie die waarheid nie. So hierdie teks sê, iemand staan op en sê, ek dink God sê. Ander luister en weeg. En iemand met die gawe van onderskeiding bring 'n openbaring en sê, dis nie God se woord nie, sit, bly stil. Jy hoor nie vir God nie. Jy dink jy hoor vir God. Jy dink die Here praat met jou, maar hy doen nie. Nou hopelik kan ons sien wat ons by die chaotiese verwarring gebring het, wat ons deurgemaak het. Mense glo, hulle kan openbare verklaringe maak wat sê, God het vir my gesê. Dis teen die woord. Die ruimte vir daai openbarings is die kerk. Binne die kerk. Waar iemand anders kan sê, nee, of ja. En wanneer jy deur iemand anders gekonfronteer word om te sê, dis nie waar nie, moet jy luister. Jy moet nie aanstoot neem nie. Jy moet nie dink, iemand staan nou, hier's nou Satan wat my nou aanval nie. Dis die Here wat sê, jy het my nie gehoor nie. En die probleem ook is dat die mense wat het nie geluister na wat die woord oopgemaak het en gesê het, dit kan nie waar wees nie. Ek het nie eers 'n ander profesie nodig nie. Wat jy sê kan nie waar wees nie, Dani. Die Bybel maak dit maklik om vals profeseë te bewys. Eerstens, soos ek gesê het, daardie hele ding van niemand weet nie, dis oor en oor en oor. Daai dag gaan onverwags kom. En die tweede is, dis seker die tweede belangrikste ding wat jy vandag moet leer. Die einde van Openbaring sê dit. Openbaring 22 vers 18. Jesus het nou net die uitleg gegee van die toekoms. Hy het nou net alles gesê oor die toekoms. Dan sê hy hierdie: ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God sy aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. Hierdie sê, Jesus het gesê, ek het vir julle alles gesê oor die toekoms wat ek wil hê julle moet weet. As enige iemand iets bysit in terme van die wêreld, in terme van profesie, moenie vir hom luister nie. Nou weer eens, profesie het 'n rol waar die Here met jou praat, of met jou familie praat, of waar hy vir jou 'n prompting gee, waar hy vir jou sy woord begin duidelik maak. Dit het die afgelope week met my gebeur, waar ek oor iets gewonder het, en iets wat ek begin dink het, en ek het seker 14 preke gekry daaroor, wat sê, dis nie waar nie, wat jy dink is nie waar nie, hierso, nee, dis die waarheid. En ek glo dis die Here wat sê, jy moenie eers aan hierdie pad dink nie, dis die waarheid, dis profesie. Maar as enigiemand kom en op 'n wêreldskaal enigiets wil voorspel, dan sê hierdie boek, en dis God se boek, moenie vir hom luister. As iemand ooit weer vir jou kom sê, die Here het gesê, hy gaan dit volgende jaar in Amerika doen, die Here het gesê, dan sê hy, ek het openbaring, ek het alles wat ek nodig het. Weet ons alles? Nee, dit is seker een van die grootste frustrasies in die kerk, kon openbaring nie maar bietjie duideliker gewees het nie. Maar dit is nie, want die Here wil hê, ek wil hê, jy moet by my wees, en in vertroue met my hierdie pad stap. Ek wil nie vir jou die hele kaart gee, dat jy by jouself kan stap nie, ek wil hê, jy moet elke dag by my sê, Here, is dit nog reg? Here, stap ek nog saam met u? Here, is dit nog u pad hier, Here? Wat wil u hê moet ek vandag doen?
So kom ons gaan terug na die vraag toe. Wat doen ons met valse profete in die nuwe verbond? Eerstens moet ons Bybel dapper genoeg wees om op te staan en vir hulle te sê, dis nie die waarheid nie, bly stil. Julle is mislei, julle hoor nie van God nie. Nou ek kan verstaan, vir iemand wat dit glo, moet dit 'n groot skok wees. Dit moet 'n groot skok wees as jy so oortuig as jy hoor van die Here. Jy sien al hierdie simbole en jy tel nommers saam op 'n rugbykaart en dit gee vir jou nog simbole. As jy skielik 2 dae later besef, "Wow, dis nie waar nie." Ongelukkig sê Dani Botha, nee, die Here praat nog steeds. Die Here het gepraat. Maar dit vereis nederigheid. Ek wil een ding ook byvoeg hierso. Daar baie keer kom mense na my toe dan sê hulle, ek dink daar's iets fout met my. Ek dink daar's iets fout met my Christendom. Want ek ken mense wat heeltyd vir my sê, die Here het vir my dit gesê en die Here het vir my dit gesê en die Here het vir my en die Here sê heeldag verlang vir hulle iets, maar hy sê dit nie vir my nie. Ek dink dalk is ek nie regtig gered nie of dalk is ek nie op die vlak van hulle Christendom nie. Hier het ons 'n wêreldwye voorbeeld van 26,000 mense wat sê die Here het vir my gesê, die Here het vir my gesê, die Here het vir my gesê en dit was vals. Dit was vals. So moenie worry oor wat ander mense sê hulle van die Here hoor nie. Wees bekommerd wat jy van die Here hoor, veral deur sy woord. Laat sy woord met jou praat. Maar wat moet ons met hierdie mense doen? Dit vereis nederigheid van hierdie persone om te sê, ek was verkeerd. Hulle moet hulle mikrofone afsit. Hulle moet hulle kameras afsit. Hulle moet hulle platforms opgee. Hulle moet 'n kerk gaan soek waar hulle weer nederig onder die lering van die woord kan sit en sê, help my om te verstaan waar ek fout gegaan het. Help my om verstaan hoekom ek so delusional geword het dat ek gedink het ek hoor die Here wanneer dit nie hy was nie. Ongelukkig gebeur dit selde. Daar's nou al klaar van hierdie ouens wat gesê het, nee, ons is verkeerd want ons kyk na die Gregorian kalender en dit is eintlik die Julian kalender en dit gaan nou die 4de Oktober gebeur. As vals profete weier om stil te bly, dan moet ons maar net weier om na hulle te luister. En weier om vir hulle kans te gee om deur ons ander mense te praat. Miskien is daar net een ding om aan te spreek. Sommige mense het gesê, okay, goed, dit was nou nie waar nie. Hulle was nou verkeerd geweest. Maar goeie dinge het gebeur. Mense is gered. Mense het weer gefokus op die eindtyd. Die eerste ding is, en ek het gewonder oor hierdie punt, en toe gaan luister ek na 'n preek van Richard Botha, en hy sê dieselfde ding, so dan hoop ek is op die regte pad. Hierdie het meer skade as goed gedoen. Baie mense wat gered word as gevolg van korttermyn vrees, is nie regtig gered nie. Mense wat vandag gered word, omdat hulle nie môre hel toe wil gaan nie, is 10-1 nie regtig gered nie, en ons moet bid vir daardie mense, dat hulle 'n ware ontmoeting met Jesus het, dat hulle waarlik gered kan word, dat hulle waarlik besef, die evangelie, die goeie boodskap, vergifnis van sondes. En wat jy ook moet besef, baie van hierdie mense wat in hierdie tyd gered is omdat hulle hierdie profete gehad het, wat nou vir hulle bewys is as vals profete, en dit het skade aan hulle geloof gedoen. Want hulle weet nou nie meer waar om te luister nie. So bid vir die mense wat in hierdie tyd gered is, ons weet, dit is nie vir ons om te besluit nie. Maar niemand word gered omdat hulle bang is vir die hel nie. Jy word gered omdat jy die Here ontmoet en jou sondes vergewe is. Daar's ook mense wat sê, ja, maar dit het Jesus in mense se gedagtes ingebring. Jesus het nie vals profete nodig om homself in die gedagtes van mense in te kry nie. As jy die woord het en jy die gees, dan hoef jy nie 'n vals profeet te hê wat vir jou sê, hey, lewe bietjie beter, Jesus kom nie. As jy die woord en die gees het, dan is jy elke dag bewus, die Here kan vandag kom, die Here kan vandag kom. Is ek gereed? Is ek besig om my goeie werke te doen? Is ek lief vir die Here? Is ek lief vir mense? Maak ek disippels? Dit sal elke dag jou passie wees, as jou lewe in die woord is. Jy het nie vals profete nodig daarvoor nie. So 'n gevolgtrekking nou. Ek het donderdag toe Isak nou weer 'n onderhoud met Dani gehad het na die tyd. En dit was my hartseer, want Dani sê nog steeds self, nee, ek het van die Here gehoor. Toe Isak hom vra, as die Here nou vir jou nog 'n datum gee, gaan jy dit voorspel? Hy sê natuurlik.
Dis hartseer. En ons moet bid vir mense soos Dani, wat in 'n sisteem lewe waar stemme en simbole belangriker as die Bybel geword het. Waar visioene die woord vervang het. Nie dat hulle 'n probleem met die woord nie, maar die woord word een kant toe geskuif as ek hierdie stem hoor of hierdie visioen sien. Dis altyd ondergeskik aan die woord. Dis altyd die woord eerste. Dis soos ek lag altyd oor die storie van Gerard de Tooy, baie bekende mense, baie van julle sal hom ken wat reg oor die wêreld praat oor gebed en alles. En hy sê altyd 99% van die tyd wat die Here met my praat is dit deur die woord. 1% is anders. En toe vertel hy oor een van die 1% kere, toe sy kind gebore gaan word, toe hoor hy van die Here, jou seun is op pad. En toe 9 maande later, toe sy dogter gebore. So selfs sy die woord, God se woord, die Gees, dis nie 'n dooie boek met reëls nie. As jy die Gees begin die woord vir jou openbaar en jy begin dit luister en jy begin dit leef en jy begin dit lees, dat dit jou vul met soveel onderskeiding dat jy nie val vir hierdie vals dinge nie. Dis wie die kerk moet wees. Om nie nou te sê, ja kyk, ons het julle gesê Jesus gaan nie kom nie. Ons boodskap moet wees, ja Jesus gaan kom, ons weet net nie wanneer nie. Lewe elke dag saam met Jesus, want dit kan daai dag wees. Moenie jou mikpunt sit vir 2 of 3 maande nie. Lewe vandag, sodat as Jesus, en dis 'n vraag wat jy vir jouself moet vra. As hierdie diens nooit eindig nie, omdat Jesus opdaag, wat gaan in jou gedagtes wees om te sê, ek is so spyt ek het nie dit gedoen nie. Ek is so spyt ek het nie daai persoon vergifnis gaan vra nie. Ek is so spyt ek het nie vir hierdie persoon net weer van Jesus gaan vertel nie. Ek is so spyt ek het nie harder gewerk aan hierdie deel van my lewe dat die Here ook deur hierdie deel van my lewe geëer kan word nie. Dis die vraag. Nie 'n vrees vir die einde nie, maar 'n vreugde om daagliks met die Here te kan leef tot die einde kom. Dis wie ons is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat daar iets objektief buite ons kan staan wat nie deur ons gedagtes en deur ons visioene verbeheer kan word nie, maar dat dit u woord is wat al vir duisende jare die ware kerk laat staande bly het. Here, en daar's baie dinge in die woord wat nie maklik is om te hoor nie. Daar's baie dinge in die woord wat bots met ons kultuur en met ons lewensbeskouings. Here, bring ons by daai punt wat ons die knie buig voor u, sodat u woord met ons kan praat. Here, bring ons by daai punt waar ons luister na u woord, nie na die stemme in die wêreld of in my kop nie. Here, dankie vir die gawe van profesie. Dankie vir daardie mense wat opstaan en sê, ek dink die Here het gesê ons moet hier in hierdie rigting in beweeg. Ek dink die Here het gesê as 'n kerk moet ons hier aan tyd spandeer. Here, dankie vir die mense wat bereid is om regtig te luister en alles tot u eer te wil doen. Maar Here, dankie ook vir die geskenk van kerk. Dankie ook dat u nie Lone Rangers aanstel om die werk te doen nie, maar dat u deur u kerk werk, deur die kombinasie van al hierdie gawes wat saamwerk. Here, dankie vir u goedheid en u beste planne wat soveel beter as ons planne is. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons hoop u was geseën by die aanhoor van God se woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.